Nou hier is wat gebeur, ons bid lank en sê Here, die Here stel stadig maar seker ook mense by aan, die regte mense om die regte dinge te kom doen. Kan ons 'n amen kry? En ek is opgewonde vir wat God besig is om te doen. So terwyl ons nou hier is vanaand, hoe lyk die gemeente se kalender Februarie vir 'n buiteligdiens? Alright. So ons gaan wat oorbly regmaak. Ons gaan wat oor is, laat God dit herbou. Kan ons 'n amen kry? So ek wil nou 'n afspraak gaan maak met die predikers in die dorp. En ek wil hulle gaan sien om 'n lekker koeksuster en geen tee nie, maar Coke. En dan wil ek hulle gaan sien en vir hulle sê, luister, let bygones be bygones, laat mense verskille eenkant sit. Ons is hier om 'n evangeliese saak vir God te doen. En ons wil kyk of kan ons Februarie maand 'n Saterdag aand buiteligdiens hou in Oorendalsrus. Is julle saam met my? So dit gaan beteken, ons gaan hoor, ek sal met Nico en Zorika praat, en hoor of ons kan help by die skool. Hoe kan ons maak met die stadion of iets by die rugbyveld? En ek sal graag wil kyk of ons by die skool kan uitkom en ook met hulle gaan praat en iets kan reël. Maar hier is iets wat die Here op my hart gelê het. So God soek mense wat die volgende lewenstyl moet wandel. As iemand onberispelik, sê bietjie onberispelik. Ons het al gepraat oor hierdie woord onberispelik. Dit beteken foutloos. Maar is daar foutlose mense? Enigiemand wat foutloos is? Nee. Oubie, is hy foutloos? Prys die Here. Ek was 'n hande klap vir Oubie gee. Sy vrou dink baie van hom. Baie mooi Oubie. Wow, jou eysterkaart. Mooi Oubie, mooi vir jou. Ons sal 2 keer kollekte opneem net vir jou vir 'n bonus. Prys die Here. So hy sê as iemand onberispelik is, die man van een vrou gelowige kinders het en wat nie beskuldig word van losbandigheid of tigteloos is nie. Ander woorde, hy praat van iemand wat vlekkeloos, onbeskaam of foutloos is. En dan sê hy die opdrag wat Paulus gee is 'n opsiener moet 'n rentmeester van God onberispelik wees. Hy moet nie eiesinnig of oplopend wees nie. Wat beteken oplopend? Hy moet soos 'n rotary engine met 'n so groot turbo klink en opdraande wat net vir almal wil ref nie, né? Hy moet iemand wees wat bietjie die liefde van Jesus dra. En dan sê hy moet geen drinker, sê geen drinker. Geen vegter. Hy praat nie hier van boks nie, hy praat nie hier van twee en karate nie. Geen vegter, hy praat van iemand wat die hele tyd wil toos, né? Iemand wat die hele tyd wil beklei. Hy sê geen vegter of vuil gewinssoeker nie. Soos ek nie van jou hou nie, gaan ek enigiets doen om jou uit jou plek uit te kry en jou die kerk uit te werk en by jou werk. Ken julle sulke mense? Kyk, as iemand nie van jou hou nie, gaan enigiets doen om jou hier van agteraf met 'n besem te slaan, né? So die Here sê hy soek nie so iemand nie. So in vers 5 kom hy sê om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders, sê bietjie gelowige kinders. Jy gaan nou sien hoe belangrik is dit dat jou kinders moet gelowig wees, want dit gaan jou in 'n slegte lig stel, pappa. Jy gaan dit nou sien. En dan sê hy wat nie beskuldig word van losbandigheid of tigteloos nie. Wat 'n opsiener moet 'n rentmeester van God onberispelik wees. Sê rentmeester. So jy gaan rentmeesterskap gee vir alles wat jy doen. Alles in die lewe. En dan sê hy eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, vegter of geen vuil gewinssoeker nie. Maar wat sê hy in die volgende vers? Is dit daar teen die bors? Maar julle moet gasvry wees. Soos pastoor laasweek Sondag, koop vir die kerk Coke. Wat probeer ek vir jou sê? Jy moet die hele tyd goed wees vir iemand, al is hulle nie goed vir jou nie. As jy daai tong weer so uitsteek, verkoop ek hom aan die Talibanne. OK. Een wat vashou, een wat die goeie lief het. Wat is goeie? Wat nie staan vir wat sleg is nie. En dan sê hy, ingetoe en regverdig, heilig, een wat hom self kan wat?
Nie die een wat op sy vrou praat soos wat hy wil en op haar man praat soos wat sy wil nie. Jy kan nie dit doen nie. En dan kom die woord van die Here en dan sê hy, ekskuus, is in my keel. Een wat vashou aan die betroubare woord, sê betroubare woord. Ek sien die mense draai die skrif nou deesdae, dit maak my bekommerd. Dit maak my bekommerd. Ek wil 'n voorbeeld gee, julle het dit al gehoor, julle ken dit. Dit is nie net wat iemand vir my gesê, maar iemand anders het ook toe nou vir my kom sê. Kerke in die oë van predikers word nou 'n besigheid. Hulle sê reguit vir hulle lidmate, hierdie is 'n besigheid. En hierdie moet ek reg bestuur soos 'n besigheid. Sjoe. Hierdie kerk is nie veronderstel om 'n besigheid te wees nie. Dit is veronderstel om 'n huis van die Here te wees. Die Here kom en hy sê, my huis moet 'n huis van wat wees? Van aanbidding, van gebed. Maar julle het gekom en het wat gemaak? Wat gemaak? En ons sit met sulke mense in ampe. Ons wil kyk, hoe kan ons mense trek om geld te trek? Iemand sê nou die dag vir my, ons moet net nie oor finansies praat nie. Hy raak almal kwaad vir ons. Daar's 'n verskil om oor finansies te praat en finansies te dryf. Hoor gou wat hierdie pastoor sê. Daar's 'n verskil om iemand lering te gee van die tiendes en offergawes en om elke liewe Sondag mense finansiëel leeg te dryf. Hoekom raak kerke leeg? En ek gaan dit in liefde en dan gaan baie van my kwaad wees op hierdie live. En dis okay met my. Ek het al die lering gegee oor tiendes en offergawes. Ek gaan dit nie weer doen nie. Ek sal as die Here sê, tyd, dan sal ek dit weer doen. Maar ek gaan nie geld dryf nie. Ek dryf dat die Gees van God op sy tyd sal werk. Ek stel oop en sê, Here, heel en genees en red. Dis wat gedryf moet word. Soek die aangesig van Jesus. En jy moet baie mooi hoor wat ek gaan sê vanaand. Ons gaan in afvallige dae lewe. Ons gaan mense in posisies hê in kerke wat met mooi klere na vore kom, maar hulle kleer binnekant is pikswart. En ek wil graag hieroor praat vanaand. Hy sê sodat hulle vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is. Sê bietjie die leer. Wat is die vers? Ekskuus. Vers 9. Een wat vashou aan die betroubare woord volgens die leer, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om teesprekers te weerlê. Sê bietjie teesprekers. Ons word mos nou 'n besigheid. Onthou jy, ek het vir jou gesê, wanneer ek by kerke kom, buitendien ons is genooi vir een massiewe event. Ek het nou net die oproep gehad. In Noordwes, hulle soek ons uitreikspan daar. Hulle soek ons hele uitreikspan daar. Hulle wil 'n donderdag aand begin tot die Vrydag aand toe en daarna gaan pastoor Higgins hulle, ek kan nie daai hele naweek, ons het ons eie gemeente se goed ook. En hier is wat gebeur. Ek staan in 'n kerk. Hy selfde kerk. Ons praat nou van amper 'n jaar. Bel hulle nie meer nie. Hulle sal nie, want ons het 20 getrou. En die Here gaan herstel in iemand se hart. Ek het gewag vir daai oproep vir nog 'n uitnodiging, want ek het geweet, but God. As jy wil hê die Gees van God moet manifesteer deur jou, haal jou fokus van iemand se voertuig wat hy ry af. Haal jou fokus van die status van mense af. Haal jou fokus van die duur tekkies van iemand. Hoeveel kos hierdie tekkies? Hoekom wil ek dit geweet het? Haal jou fokus van dit af. Sit jou fokus op die Here. Haal jou fokus af van hierdie kerk is so mooi en hierdie kerk het goue reëlings. Ek soek die goue reëlings in my kerkie. Een goue reël wat ek soek is die Gees van God. Weet julle was hartseer? Ja, nou moet ek baie mooi dink, wat was laasweek. Saan ek in
Wel, maar die vrou kom na ons toe, ek dink sy was in een van ons begrafnisdienste. Ek net my kop in mekaar kry, die vrou kom na my toe, sy sê vir my, ons is in die winkelsentrum, sy sê, pastoor, by die gym, sy kom na my toe, sy sê, die vrou wat julle begrawe het, niks geld nie, daar's niks nie. En hulle laat haal my daar by my presmasjien. Ek klim af, jy moet nie my plaas, ek gym nie, ek het net soveel tyd, ek moet nou in meetings wees. Ek sit daar, ek sê, nee maar ek ken jy, sy gaan staan daar, sy sê vir my, pastoor Rian, ek wil jou ietsie vra. Is jy bereid om nog aan te gaan met hierdie begrafnis, al kan hulle jou nie betaal nie? Wow. My hart breek in flarde. Ek sê, dame, God het my nog nooit geroep om geld te maak uit die kerk uit nie. God het my geroep om 'n werk te verrig, 'n taak te verrig. Die 12 disippels het elkeen 'n werk gehad. Hulle moes vir hulle voorsien het. Hulle het die werk van God gaan doen. Jesus het 'n werk gehad. Wat was hy gewees? Wat was Jesus? Kom nou. 'n wat? 'n leermeester. Ja, maar wie die regte woord? Skrynwerker. Hulle het steeds gewerk om vir hulle self te voorsien. Hulle was nie 'n burden vir ander nie, maar die mense het ingebring, want Judas was hy was die rekenmeester, die skelm rekenmeester. Luister, die kerk moenie wees wanneer jy vir God iets wil doen om iets uit die kerk te kry nie. Jy moet uit 'n hart van bereidheid. Die Here sê, gratis het ek dit gegee, gratis moet julle dit gaan gee. Ons gaan op hierdie uitreik. Hoor nou mooi. Ek wil nie eintlik die bedrag gee nie, maar ek gaan dit gee. Ek dink ons maak in minder as 10 dae, in eerste 2 dae, maak ons 60.000, 3 dae, 60.000 rand, as ek reg is, Nico. Ek het nie 'n rand gevra nie. Die Here het hierdie hele toer, hierdie jaar se toer gaan hy ook betaal. Ek worry nie daaroor nie. Daai geld is eendag gesit en gesê, dis vir die toer. Nou kan ons begin beweeg vir die Here. Nou sit ons hierdie geld, er kom 'n man na ons toe, hy sit in Oranje. Sy vrou is oorlede aan kanker. Hy is nie kwaad vir die Here nie. Hy het net gestaan en die Here sê vir hom, ek het niks met hom te doen gehad, ek het nie met hom gepraat nie. Inteendeel, ek het net die span aan hom voorgestel. En die Here wys vir hom na Eliso toe gaan, hy gaan terug, hy's al by Oranje. Ek kan nie sy naam onthou nie, maar is 'n gentleman. Ek dink 'n vrou wat hom trou het 'n stuk yster in haar lewe. En hier is wat gebeur. Hy kom na haar toe en hy sit in haar hand, ek kan nie onthou hoeveel nie, 30 of 40.000 rand. Hoeveel was? 2. Hoeveel? 31. Hy sê, ek weet nie hoeveel is hier nie. Maar die Here het gesê, ek moet vir julle hierdie pakkie gee. Hy vat 'n karton of 'n buiteblad van huisgenoot. Wat? 'n geskenksakkie vir koerant. Hy draai so pakke toe. Sy weet nie wat om vir my te sê nie. Ek en Nico en Pieter hulle almal pak. Die Here het mense gevul. Duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak vanaand. Mense het in tale begin praat. Die Here het iets gedoen. Die volgende dag sê Elise, ons moet praat. So waaroor wil jy praat? Sy sê, ek weet nie wat moet ek doen nie. Hy het gesê dit is vir ons het gesê ons gaan nie. Ek sê, as die Here vir iemand iets gee, weet julle wat het die Here gedoen? Daai geld, die helfte van daai geld, kon ons vir mense kos gekoop het waar ons bedien het buitekant. Is ek reg as ek so sê? Ons kan kom 200 mense of 180 mense. Toe hulle daar sit, sê die Here vir my, nou vat jy hierdie geld en jy gee vir hierdie mense kos wat hier sit. Ek sê, Here, ek sal vir hierdie mense kos gee. Ou Steven klim in daai Fortuner saam aan die Elise. Daar gaan hulle af. Daai winkel het gewerk soos nooit. Hulle het baie rations en chips gemaak. Elkeen het sy eie hoeveel liter Coke gekry. Jy gaan nie by my water kry nie, jy gaan Coke kry. Special. Ek wil iets met jou deel vanaand. God soek opsieners in die bedryf van die kerk. En as ek sê bedryf, dan praat ek van die sielebedryf. God soek mense wat sy hande oop is om te gee en om te gee en om te gee. Nie vir die kerk om te sluk en te sluk en te sluk en niks te bied nie. Sean, jy was ook daar. Praat ek die waarheid? Ek staan ek bid, ek sê, Here, by the way, hierdie volgende toer het ek 'n voorreg om saam met Dewald Gous te gaan, saam met 'n live band, saam met ons band, om te gaan toer.
Pastoor Dion Alders gaan aan daai kant staan, en Dion gous hierdie kant, en ek gaan saam met hulle gaan. Ons weet nie wie gaan sing en wie gaan preek nie, die Here gaan lei. Ons gaan daar waar die Here gaan. En ek bid, ek bel 'n man, ek sê, Here, daai groot stage trailer, ek is so jammer, ek het hom verkoop, vergewe. Ek gaan nou bel en vra, hy moet my 9.3 meter trailer net terugverkoop aan my, ek sal nou hy geld teruggee. Nee, dis wat jy gaan hy trailer verkoop, my hart breek. Ou Davie bel my, hy sê vir my, waar kry ek sê, ek ry bloem, toe kry my in bloem. Ek en hy gaan sit in bloem by the House of Bread, ons begin te praat. Trane rol oor daai man se wang. Die Here gee my R45.000 discount op 'n trailer. 'n stage trailer, hy gaan sleep oopmaak en toemaak en hy gaan beweeg vir die Here. Ek wil gou iets vir jou sê. As jy iets vir God wil doen, moenie geld of rykdom verwag om vir God iets te doen nie. Jou rykdom is nie op hierdie aarde nie. Jou rykdom is in die hemel. Jou kroon wag vir jou. Jesus wag vir jou. Dis wat God jou voorgeroep het. As iets wat ek wil sê, maar ek dink jy gaan verkeerd uitkom, ek wil mooi te groot het sê. Een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teespreekers. Iemand wat foute ontken en die sonde probleem van die mens nie duidelik identifiseer nie. Mense wil nie, jy kom van Kakamas af, Gerrie, ons was daar by Kakamas. What a joy! Was dit daar waar ons hy klomp mense kos kon gee? Kyk moes, Kakamas. Ons kom in daai kleerling dorpies, ek hoor, ek weet waarvan hy praat. Jy moet met daai toer, ek betaal alles, jy gaan saam op daai toer, hierdie jaar gaan jy saam. Ek sê nou vir jou, my oom, jy klim bus. Hier is wat gebeur. Een vrou loop, sy het Jesus so lief. Wat was haar naam? Joy. Ek kan nie onthou nie. Wat was haar naam? Kom ons noem haar nou maar Polly, ons gaan Parel toe. Polly gaan Parel toe, sy loop. Sy gaan, Bianca, sy gaan van huis tot, sy klop. Sy so excited. Iemand kom by haar en vra, ek het jy al vertel, kan jy vir ons krag gee? Ek het nie genoeg krag gee, my kind is matriek, ek kan nie eens dit betaal nie. Moenie worry nie, die Here gaan nou die boks vol maak, jy sal alright wees. Gee jy net vir ons het 'n lead, plak het Nico se lead vir ons in asseblief man, ons het net power nodig. A power hour. And that was a power hour. Amen. Die Here gee vir my 'n deel om vir Pieter te sê, Pieter, ek hoop hy kyk hierdie diens, ek wil jy moet sy getuienis kom gee. Dit gaan goed met hom, hy het 'n massiewe hartaanval gehad, hy het 'n 4 omvat hartomleiding gehad, hy's nou by die huis. Maar God is besig om in daai man se lewe fenomenaal, en as ek vir jou sê fenomenaal, moet jy hoor wat ek vir jou sê. Die Here gee my opdrag, laat hy 'n woord bring, en hy bring daai, ek's net gehoorsaam aan die Here. Toe daai man die woord bring, toe begin die Here met hom praat in sy eie woord wat hy bring. Hy sit daai mikrofoon neer, hy huil. Hy sê die Here het nou net met my in hierdie woord gepraat. En net daar begin hierdie man met God 'n pad te stap. En terwyl hy hierdie woord bring, hy's nie 'n prediker nie. Hy's nie 'n apostel nie, hy's nie 'n pastoor nie. Wat noem ons, jy het nou gesê bishop vanoggend. Hy's 'n normale man. En hy begin met God 'n pad stap daai hele week. Dis nie dieselfde man saam met wie ek sit in 'n oggend nie. Dis 'n anderste man wat God kom formeer het, wat gesê het, Here, ek wil anders wees. I lay down my old life and I pick up the new one you called me to be. Ek sal optel die een wat U wil hê ek moet wees. En in daai woord wat hy bring, hardloop daai vrou straat na straat en sy begin mense inbring. Het ons daai videoetjies toe gemaak van die genesings wat die Here plaasgevind het. Ons het nog daai videoetjies by ons, nee. Kan ek julle vra om volgende Sondag, as die Here ons spaar, te probeer hierdie videoetjies van die toer, asseblief laat dit op die diens gespeel word. Hoe die Here daai vrou met die rugprobleme aangeraak het, sy begin spring uit van joy. Hoe die Here begin, haar staan 'n vrou wat soos 'n perd niks, sy's agterom. Die Here het haar skoon gemaak.
Daar's soveel getuienisse. Daar's 2 jong meisies gewees wat die Here opgerig het binne in banke, wat begin jubel het voor die Here, so onder die krag van die Here. Niemand kan naby hulle eerstaande kom nie, soos hulle onder die krag van die Here. As jy naby hulle kom, wil jy ook omval. So groot is die krag van God oor hierdie mense. Kan ek vir iemand hier binnekant sê, God roep mense wat gehoorsaam is, nie mense wat kyk, wat kan ek uit dit uitkry nie. Maak nie saak wat jy gaan eet vanaand nie. God sal voorsien wat jy gaan eet. Hy sal sorg vir die mossie, hy sal sorg vir jou. Ek wil nie 'n jet hê nie. Ek sal nie omgee nie. Hey, ek sal nou nie omgee as daar M3 in my garage kon staan nie. Nie dat ek 'n garage het nie. Maar ek is nie bereid om my saligheid te verkoop vir 'n aardse besitting nie. Ek is nie bereid om deur jou omgekoop te word, deur nie vir jou reg te help as jy verkeerd is nie. En die opdrag wat Paulus gee, hy sê daar is baie wat tigteloos is. Sê bietjie tigteloos. Dis in die kerk. Daar's net, onthou julle in die begin van die jaar, toe sê ek ons gaan nou die leiersels neersit. Nou gaan ons dit optrek en styf trek vir die Here. Hy soek mense wat nie tigteloos is nie. Hy soek mense wat onsin praat en verleiers is nie, veral die wat uit die besnydenis is. Hulle mond moet gestop word, hulle keer hulle hele huise onderste bo, deur te leer wat nie betaam nie, ter wille van vuil wins. Tjoh. Een uit hul eie profeet het gesê, die Kretenes of Kretense is altyd leenaars, ongediertes en lui buike. Hierdie getuienis is waar, sê Paulus. Daarom moet jy hulle skerp bestraf, sê skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Ek doen Vrydag 'n begrafnis in Henneman. Nou die Here, toe die Here my geskape het hy my filter gevat. En hy het my sleutel in die grinder gebreek. My slot gestrip. En gesê, jy sal spreek soos ek sê. En of mense daarvan hou of nie. Of hulle nader trek en of hulle wegtrek. Jy doen net wat ek sê. Ek gaan met die gemeente eerlik wees. Ek was down hierdie laaste tyd. Ek het julle laasweek Sondag gesê. Hart geslaan hier binne. En die Here kom net na my toe. Ek dank die Here, Wilmarie, gee my moed. Sy gee my moed. Ek staan op. En die Here sê, baie sal van jou af weggaan. Maar ek sal stuur wie nodig is. Die wat wil hoor, hulle sal my opreg dien. Hulle wat soekend is na my, dis hulle wat ek sal vul met die Gees. Hulle wat roep na my, dis hulle wat ek sal vul met die Gees. Ek staan in hierdie kerk, ek doen die begrafnis van Tannie Martie Gates, ek jaag hier weg, ek gaan daar Henneman toe. Ek kom daar, sit redelik baie mense in daardie ene, en ek stap so in. En ek is, so as jy ooit met my eendag gesels, en ek kyk jou in die oë, en ek stap weg terwyl jy met my gesels, ek het julle al gesê, moet dit nie persoonlik vat nie, ek weet nie hoekom doen ek dit nie, van kindertyd af is ek so, my brein sny nie af nie, ek dink aan iets, hy sal nou met my praat, dan sê ek, ja, dan praat hy, nee pastoor en alles, dan sê ek, ekskuus, jy praat toch, en dan praat dan, ewe skielik as ek net weg, dan kom ek hier so, hey, jy moet gou vir ons daai kruiwalaar, as 'n kaktusplant wat in my draaifooi is, ek gaan my kar se sand krap, maak hom vir. Dan sal ek nou weer terugloop, dan sê ekskuus, jy het dis nie aspris nie, dis frustrerend vir mense, dis vir my ook frustrerend. Ek weet nie hoekom ek so is nie, jammer. Ek is regtig nie, wees net lief vir my. Ek is baie eerlik, vanaand sê ek, oom Nick, jy het daar met my, is dit nie waar nie, gaan dit al met jou gebeur as jy met my praat? Okay. So moet nooit vir my kwaad word nie, ek weet nie hoekom is ek so nie, ek is ook nie afleibaar nie, is net, iets trigger my, ek het 'n bietjie OCD in my, 'n ding moet so wees, ek kan dit nie anders doen nie. Okay. Hier is wat gebeur. Ek stap in, en die Gees van die Here, daar kom 'n oom na my toe. Ek onthou hierdie oom. Jare terug het ons moeite gedoen om daai oom se tuin te gaan skoonmaak. En dis waar ek my liefde vir 'n ou boks BMW gekry het, want hy het 2 van hulle gehad.
Maar onder die engines, toe ons die karre wegsit, toe lê daar, toe lyk dit soos 'n winkel van pornografiedoeke. En dit het my geslaan, jong seun, 14, 15 jaar oud. Ek doen eergister die begrafnis, 12 uur. Ek stap verby en hy steek sy hand uit, en ek groet net, hallo oom, en ek stap so weg, en ek gaan staan so stil, maar kry so hoendervleis. En die Here sê vir my, jy bring niks anders as die volgende waarheid nie. Nou julle weet hoe lief is ek vir Romeine 1. En ek stap daarin, en terwyl ek in daai deur instap, ons ou gemeentelede ken my baie goed, en ek stap daarin, maar die hoendervleis sit oor my. En ek staan stil, ek sak my kop, ek sê, Here, wat ook al U sê, sal ek doen. En daar sit 'n ry mense, wat nie in die verhoudings moet wees, wat God wil hê hulle moet wees. En ek so kyk, toe sê ek, Here, ek sal Romeine 1 preek, ek verander. Ek ken nie die tannie nie, ek weet niks van hulle nie. Ek ken net die oom jare terug, sy seun het jare terug saam met my op dansbane gespeel. En ek gaan staan op hy platform, en daar sit 'n man, hy ry so 'n Ranger bakkie, ek hoop hulle kyk hierdie woord vanaand. En hy gaan sit daar aan die agterkant van die hoek. Kyk, as jy oor iets praat, dan begin sy voet so te kap. Dan sit ons so, raak hy voet ons al, dan skuif hy, dan raak hy kwaad, hy raak kwaad. Sy vrou, sy ruk, maar sy waai hierdie ding, kyk, die duiwel maak jou sitplek warm. Die Heilige Gees laat jou bloeddruk koop, en die duiwel maak jou sitplek warm. En hoe meer ek praat, steek ek by hand uit, en ek sê, jy kan kwaad word soos jy wil, al ken jy my nie, al ken ek jou nie. Ek gaan nie vir jou anders te sê nie. Die woord van God sê, en wat gebeur het, ek het nie eens my Bybel, ek het my Bybel in die kar vergeet, ek het net my een tablet. Maar die woord is in my hart, ek het my aanteken, nou moet jy weet, ek praat Romeine, ek moet Romeine se teksverse hier uitpraat. En ek kom agter, ek klats nie lekker nie, ek moet dubbel klats hierso. Ek kort 'n Bybel. En daar kom die vrou van agteraf met 'n Bybel vol fotootjies en goedjies, en ek maak hom oop. Ek sê, okay, aangesien jy vir my so kyk, kom ek lees vir jou wat sê die Here. En daai hele gesin begin preek wie se familie dit oor die Here is. En toe daai mikrofoon neersit, toe stap ek af. En ek sê, Here, ek weet, hier gaan min mense van hulle hou elke geval nie van my in die dorp nie, dis okay. Hulle hou nog net 'n klip optel en doodgooi. Ek sê, Here, ek het gedoen wat U gesê het. Die man van wie ek dit die minste verwag het, wat sy voet so gekap het, kom na my toe en sê, ek stem nie saam nie, maar ek sal daaroor gaan dink. En terwyl hy my hand so hou, toe hou ek sy wegstap wat trek ek om nader, dan sê ek, my vriend, daar is niks om te dink nie. God het klaar gepraat, hy sê sy ja is sy ja en amen. God soek mense wat die waarheid praat. Sê bietjie waarheid. Waarheid. So. Wat is die volgende vers? Hierdie getuienis, kom ons vat vers 12. En uit hulle eie profete gesê, die Kreteërs was leenaars en so meer. Vers 15. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeles en ongelowiges egter is niks rein nie. Maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken. As kerke wat bely ons ken God. Die galerye staan, die mense staan. My papie het altyd gesê, jy lyk vir my soos 'n suurstofdief. Jy haal net asem, jy steel 'n bietjie hierso. Wanneer begin jy die Here dien, Rian? Die galerye is vol, die mense dien die Here. Maar as maandag kom en ek loop in die mall, dan skrik ek wat ek sien. Want aan jou vrugte sal ek en jy geken word. En dan sê hy die volgende. Besoedeles, vers 15, ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke. Wat se werke? Jou werke wat jy doen. Jou werke. Omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Ongeskik beteken nie mislik en bombasties nie. Jy is nie gekwalifiseerd om die regte ding vir God te doen nie, want jy lewe in die sonde.
Dis wat dit sê in hierdie teksvers. Om uit die sonde te kom beteken repentance, belydenis, bekering en doen die wil van God. Leef die wil van God. En dan kom hy sê as kerk moet ons op God vertrou. Mense twyfel oor hulle status by God bloot omdat hulle nie gered voel nie. Ja. Ons staan daar by die skool. Julle, dit het vir my weer geruk. Ek wil net skole toe gaan nou. Dit het my geruk. Daar's jong, waar's die seuns in die lewe? Waar's die pappas? Dit is my worry. Waar is die pappas? Toe ons nou klaar is, kyk as die gees van die Here werk, is jy maar bietjie moeg. So ek ry toe en gaan koop vir my 'n Coke en 'n sappie vir Wilber en ek kom terug. En by die garage, terwyl almal nou oppak, staan ek net daar. En ek stap in die aangesig tot aangesig van die een jong meisie wat daar was. Sy het haar hart vir Jesus gegee. Maar haar pappa kom met die bottel bier reg voor die deur van die garage uitgestap. Ek laai my dogter af, die seun loop saam met die pa. Dat my hart wil breek net daar. Papa, het jy gesien wat jou dogter vanaand gedoen het by die skool, toe sy haar hart vir Jesus gegee het? Boeta, was jy daar toe sussie haar hart vir Jesus gegee het? Seuns gaan nie kerk toe nie, want papa gaan nie kerk toe nie. Toe ek 'n kind was in die huis, kyk hierso, my familie weet baie goed waar ons met mekaar staan. Ek soek nie hulle fit voetjies nie. Ek soek nie voetjie nie. Wat noem jy dit? Ek soek nie jou guns nie. God het my guns gegee. Waarheid sal altyd oorskry. As my pa nie kerk toe gegaan het nie, hoor gou mooi, ons was 9 mense in die huis, 7 kinders. As my pa nie kerk toe gegaan het nie, het 7 of 8 ander mense nie kerk toe gegaan nie. Ek was die enigste wat kerk toe gegaan het. En ek was 'n rebel, want ek was soekend. En as hulle kerk toe gegaan het almal in die kombi geklim. Kyk, almal klim. Maar as hy sê, ek gaan nie vandag nie, gaan niemand nie. Ons gaan voor God staan vir die ampe wat hy ons aangestel het. Ek wil vanaand hierdie vir die vrouens sê, mense kan op my kwaad wees, maar ek haal my hoed af vir julle. Dit het met my in my huis gebeur. My lewe het so besig geword in die kerk. Daar was 'n tyd, ek het dit vir jou gesê, 2 jaar terug, 3 jaar terug, ek het gesê, ek het begin besig raak met die dinge van die Here en nie die Here van die dinge nie. Was my fout. Was my erkentenis en belydenis teenoor die gemeente en ek het teruggedraai na die Here en gesê, Here, ek wil aan u dinge bekend wees, nie die dinge aan u en dan die dinge. Weet julle wat gebeur? Wilmarie moes baie in my kinders belê het. Ek wil vir elke mamma vanaand sê, moenie moed opgee aan jou man of aan jou kinders te belê nie. Hoor julle wat ek sê? Moedig jou kinders aan. Moedig jou kinders aan. Vir die jong meisies, as jy eendag wil trou, maak baie seker, hy dien God. En maak seker, jy kyk deur sy vruggies. En jong meisies, jy moet bereid wees, want Spreuke sê, God sal nie 'n ouer daar gesit het sonder tug nie. 'n Ouers, dit sê in Spreuke, ek kan nie onthou waar staan dit, as iemand my kan herdink in die begin van Spreuke 6, 7, 5, 4, 3, daar rond. Hy sê, dat God het ouers daar gesit om die kinders die regte leiding en opvoeding te gee. 'n Ouer sal nie 'n kind mislei nie. Kinders, wees nie hardkoppig as julle ouers praat nie. Pastoor, ek voel ek moet dit sê, iemand moet dit hoor. Ek weet nie wie dit is nie, maar jy moet dit hoor. As die mens twyfel oor hulle status van God, beteken jy is nie gered nie. Op status op God gebaseer is nie die kerksisteme wat deur mense gemaak word. Ek wil nie deel van kerksisteme van mense wees nie. Ek sê gisteraan vir iemand, en die Here het my iets gegee vir hierdie kerk. Ek wil nie so baie vergaderings hou nie. Ek gaan vir julle sê hoekom.
Ek wil kerkvergadering hou, hierdie vergaderings. Dis wat ek wil hou. Want te veel vergaderings wil te veel mense goeders, mense fabels inbring. Mense, ek wil nie oop wees vir daai tipe vergaderings nie. Ek wil ook wees met mense wat na vore kom en sê, pastoor, kan ons asseblief hier naartoe gaan en dit gaan doen? Kan ons kyk wat kan ons maak by mekaar? Wat kan ons by mekaar sit? Wat stel jy voor? Wat stel jy voor? Ek soek daai tipe vergadering waar God betrokke is om siele te wen. Dis die vergadering wat ek soek. Ek dink my uitreikspan ken my al. Ek het vanaand vir die prediker gesê, net hier by die brug op my foon, ek sê jou wat? Ek gaan vanaand my span sê, ons gaan kom. Ek het nie gesê, gaan hulle vra nie. Ek gaan hulle sê, ons gaan kom, en maak julle reg, daai donderdag en vrydag, die Here gaan iets kom roer daar so in Noordwes, ons gaan kom. God soek mense met skoene van bereidheid. Almal wil vir God werk, maar niemand wil die skoene aantrek nie. En trek hulle die skoene aan. Kan hulle vir jou kla? Met daai fabeltong. Hier is God se beloftes. Hy beloof om alle sondaars deur sy genade te red, as deur die bloed van Jesus wat vir ons gesterf het. Dit beteken elke Christen het die reg om hemel toe te gaan. Romeine 8:28 is vir my 'n gunsteling vers. Hy sê, God gee die beloftes dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. Vir die wat hom liefhet, sal dit goed gaan. Luister, hoekom sê hy, jy moet iemand hê wat sy kinders gelowiges is? Sodat jy, papa, wat die koning, profeet en priester van jou huis moet wees, nie in 'n swak lig gestel word in die oë van die mens nie. Gerrie het vanoggend gesê, die kerk hou jou fyn dop wat jy doen. As jy luister, vat 'n CEO van 'n besigheid. As sy kind 'n spoilbrat is, dink net wat moet almal van jou sê van jou spoilbrat kind. Ek weet nie wat is die ander woord nie. Is daar 'n ander woord? OK, jou bedorwe kindjie. Bederwe brokkie. OK, jou kind wat met goud loop terwyl hy 5 is. In Dubai is 'n 14-jarige seun, ons het dit gisteraand gesien, daar's 12 skatryk mense, die seun is 14 jaar oud, nee. Hy besit 5 van die beste Lamborghinis wat daar is, 14 jaar oud, hy het nie lisensie nie. Hy kry vir die laaste 4 of 5 jaar 'n Lamborghini vir sy verjaarsdag. Hy versamel al sy goede. Daai kind weet niks van God nie, ek gaan jou wetenskap aan. En weet jy wat, hy's ook nie 'n moslim nie, hy sê ek en jy. Ek wil sy pel word. Want as sy kar se wiele pap spin, kyk of sy pa dan vir hom gaan lief wees. Ons spin dit tot hulle kerk toe gaan. Ons spin sy hele bankrekening leeg en sê, waar is jou geloof? Hoor geloof op pastoor. God soek mense wat sê, ek wil gaan en ek wil gaan siele maak vir die koninkryk van die Here. As ons 'n buiteligdiens gaan hou, onthou julle 7 jaar terug, 6 jaar terug, vir 2 jaar lank het ek 'n bus gehuur. Aan hier ek Goudveld Hoërskool se busse, 2 busse. Dan gaan hierdie kerk, dan bou ons praise and worships, daar was nie, onthou julle Michael, kerke was gepak. En die Here lei my om dieselfde te doen. Ek wil vanaand vir die kerk sê, ek gee nie om waar hy geld vandaan gaan kom nie, maar God sal voorsien aan die huur van hy bus, die diesel van hy bus en die drywers. En al wat jy gaan doen is, park jou kar hier binne in die jaar, ons kry 'n security om dit op te pas, jy klim in, ons ry. Ons gaan die naam van die Here Jesus verkondig, nie in 'n gebou hierdie jaar nie, buite in die oop lig. Daai mense wat Sondag met hulle black label sit by die huis. En soos 'n parasiet teer op hy bottel. Hy gaan die woord moet hoor. Ek sê dit in liefde vanaand. Daai ene wat so bang is om kerk toe te gaan want hulle het seer gekry in die kerk. Hulle gaan moet hoor dat Jesus is lief vir hulle. Daai ene, ek wil julle sê wat gaan ons doen. Jy gaan leer as jy iemand sien en daar's 'n altaar calling daardie tyd en jy sien iemand sy hand opsteek. Steek asseblief jou hand ook op en sê vir hom, kom ek gaan saam met jou vorentoe.
Al is jou saak reg by die Here, jy gaan net sê, kom ek gaan saam met jou vorentoe, kom ek gaan saam met jou vorentoe. En ons gaan staan, en ons gaan dan begin 'n lyn na die Here toe. Al is jou saak reg by die Here, en sê, Here, dan kan ek net vanaand langs hierdie vrou staan, en saam met haar intree, en saam met haar bid, hier's my eerste siel wat ek na God toe lei. Mense is bang, hoekom is jy bang? Hoe gaan jy iemand na die Here toe lei? Vat iemand aan die hand, en stap saam met hulle vorentoe. Een prediker het ek het ook 'n probleem daarmee. Hoekom het mense probleme met altar callings? My enigste probleem met dit is daar die geld wat daar lê. Ag nee, dis hartseer, dis hulle nie haal. Ek speel net, julle is net 'n graag hier beloof. Nou smaak julle almal, hoor. Ek kan van hier af sien as hulle nie haal, ek wil net hoor wat sê julle. Hier is wat gebeur. Wat wou ek gesê? Hoekom lag jy vir my? Ek wil nou iets belangriks gesê. Altar callings. Mense glo nie daaraan nie, want daar's mense wat hulle harte vir Jesus gee, en dan môre val hulle terug. Die probleem is, wanneer ons hierdie gaan doen, gaan ons mense, want ek sien baie kerke is nie bereid om die pad te stap nie. En die Here het my iets gewys. Ek gaan nie weer alles alleen doen nie. Ek gaan moet begin leer om te sê, jy en Karen, julle moet nou iets begin. Adam, jy moet begin 'n one-on-one met iemand doen. One-on-one. Jy sit met 'n guldige geleentheid om iemand wat niks is van te maak. Jy gaan met iemand op pad loop en sê, nee ek nie, maar deur Jesus gaan ons iets van jou maak. Guldige geleentheid. Jy sit met 'n guldige geleentheid met 'n gawe en 'n talent om te sê, Here, ek is beskikbaar. Waar kan ek sing en speel vir die Here? Waar kan ek vir God werk? Jy het 'n guldige geleentheid om te sê, ek kan dalk hier speel of spring of dansie, kyk ons keer, ek het 2 linkervoet, ek trap my vrou dood aan die kant. En ek, weet jy wat, God gaan nie vra, God gaan vra, wat kan jy doen vir my? Pastoor, ek weet nie om iemand aan die Here toe te lei nie, kom ek leer jou om iemand aan die bank uit saam met jou te vat vorentoe, dan jy hom klaar na Jesus toe gelei. Dit is die eerste stap, om iemand met op bekering te lei. Kan ons 'n amen kry in die huis van die Here? Ek gaan nou afsluit. Johannes 5:24 sê, Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo, wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Al wat jy moet doen is ek glo in Jesus. Ek weet toe ek in Wilmarie, kyk ek het die Here gedien toe ek en sy net getroud was. My vrou was 'n Taliban en moenie pas ek het vir julle gesê nie, ek hoop nie sy hoor dit nie, sy is al binne. Sy was 'n regte Taliban. Sy wou niks van die Here weet nie. Maar sy het geweet sy gaan eendag met 'n pastoor trou. Sy het geweet. Haar ouma het vir haar gesê. En toe die Here, daai vrou het nooit gepraat nie. Sy kon nie praat met mense nie. Sy was bang. As ek reg is, ek so sê 3 jaar. Mamma kon nie met mense praat nie. Hoe oud was jy? 10 jaar oud. 8 jaar oud. Sê sy vir haar of 10 en sê, mamma, toes ek in die buiteland, ek het my saak met die Here gaan regmaak, my hele lewe agter mekaar geskryf. En sy sê, ons gaan vandag doen wat pappa gedoen het. Want die eerste Sondag toe dit kom, toe is die huis leeg, want wat sou ons doen? Pappa sê nie. Pappa sou, is dit waar? Pappa sou kerk toe gaan. Ons gaan vandag kerk toe. Daar was nie geld vir haar vir 'n vrouekamp nie. Ek weet nou nog nie of sy 'n vrouekamp gegaan nie. Ek weet nie, daai kind het alles gereël. Ek kom terug van buiteland af. Ek sit my eerste keer by die huis. Ons gaan kerk toe. Ek is nie meer betrokke in die voorsang nie. Ek is nie meer in die prediking nie. Ek het niks. Ek moes my sake regmaak met die Here. En wat gebeur? Ek sit in daai heel voorste bank. Ek wou nie meer in 'n bank voorsit nie. Ek gaan sit daar, eintlik die tweede bank, tweede ry. En ek draai so en al wie langs my is Andrea. Ek weet nie eens waar's Karlien nie. Ek vra vir haar, waar's mamma? Sy sê, pappa moenie worry nie. Jesus het sy werk lank al met haar gedoen. En toe sy uit die bidkamer uitkom, toe sy is die drummer van die band. Toe ek nie eens geweet my vrou kan stokkies slaan nie. Wat wil ek vir jou sê? God kyk nie na hoe stil en hoe bang en hoe skaam jy is nie. God maak selfs die stomme om te praat, die dowe om te hoor, 'n blinde om te sien. Iemand wat nie kon lei nie, gaan hy leiding gee om te lei. Die vraag wat ek hierdie kerk wil vra is, gaan ons dit wat stikkend in neergelê is in hierdie dorpe weer optel tot eer van God? En ons gaan hierdie doen.
Ons gaan by elke geleentheid vir mense sê, die kerk waar jy geplant is, gaan maak 'n verskil. En as jy nie in 'n kerk is waar God se gees werk nie, beter jy hardloop, want God soek 'n werkende gees in sy kerk. Ons gaan die waarheid praat en niks anderste as die waarheid nie. Wie van julle is bereid om saam met my in 'n bus te ry? Om te sê, ek en my huis, ons gaan 'n verskil maak, pastoor. En as jy nie in die bus wil ry nie, jy wil jou eie aircon gebruik. Ry jou eie diesel dan uit. Ek gaan net nie vir jou diesel gee nie. Daai bus kos jou R20,000 om vol te maak. Is julle saam met my? Ek gaan afsluit. Kom ons buig ons voor. Vader, dankie dat ek hierdie woord kon bring. Dat ons weet, ons moet nie 'n status probeer soek by U nie. Ons moet weet wie ons is in U, want U het ons geroep om te wees soos wat U wil hê ons moet wees. Ek vra dat U ons sal lei en sal leer wat God van ons verwag. Wat God se vereistes vir ons is. En ek bid dat die krag en die salwing van die Here sal toesak op elke man en vrou wat hier is en U heerlikheid tot voorskyn sal kom en 'n verskil in man en vroue se lewe sal maak. Lei ons en leer ons vir Februarie maand vir 'n groot uitreik, Here. Maart maand, April maand, Mei maand, Junie, Julie tot die einde. Ek bid en ek roep klaar 'n harvest op. Here, gisterand aan die tafel, ek en Christof praat en U woord gee. Roep die harvest in waar jy alreeds die saad geplant het, waar hulle nog net nie tot werking gekom het nie. Ons wil daardie harvest inroep, Here, by elke dorp, by elke een in hierdie kerk en in hierdie dorp. Laat God se Gees weer sal werk, bemoediging sal plaasvind en die werkinge van die Heilige Gees is my gebed vanaand in Jesus naam. Amen en amen.